Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is hier by Amber Max, macadamias, nee. Hier so in Nelspruit of naby Nelspruit 2025. Ek praat hier met Jaco. As jy belangstelling komposteer, jy weet, bome, daai tipe van goed, dis mos nou hulle kos daai. Hoe doen jy hierdie goeders? Wat is die goed waarna jy moet kyk? Ons vind 'n bietjie uit presies hoe jy die goed te doen. Kyk, aan die ander kant is 'n hele pad wat die goed maak so. Kom ons luister. Jaco, hoe lyk dit? Vir jy? Nee, maar rustig, die dinge loop. Nou, hier is die klein pompie wat hier by jou staan, hè. Ja. Net eers hulle die groter een wys voordat ons daar kom. Kyk gou hierdie cool ding wat hulle basies hier het. Meer is genoeg lig, al die lekker nommers, kompos hier in ensovoorts. Voordat ons by hierdie goed kom, sê gou vir my, EcoSoil, wie is julle, wat doen julle? Ja, so ons help boere om meer organies te boer en meer in lyn met die natuur te boer en insetkoste af te bring, maar op dieselfde tyd ook hulle produksie en kwaliteit te verbeter. So die hele ding gaan oor volhoubaarheid en om jou stelsel elke seisoen in 'n beter kondisie agter te laat. Hoe lank doen julle al die besigheid? Ons doen dit al so 20 jaar. Ja, Maar die organiese bemesting wat ons ingebring het so 5 jaar terug, het ons juist ontwikkel omdat ons met die komposteer opbou terwyl en dan breek ons af weer met die chemiese bemesting. So ons wou iets gekry wat ons die chemiese bemesting kan vervang wat nog beter werk as chemiese bemesting en vir jou beter resultaat gee. En ek dink ons het dit reg gekry. uitstekend. Nou maar, okay. Die fondasie waarop al hierdie goed gebou is en ek dink wat ons veilig is om te sê waarop EcoSoil gebou is dan nou julle komposteer storie. Okay. Ek wil komposteer doen. Nee, nou waar begin ek? Gaan koop ek vir my 'n klomp blare en droog hulle en dan maak ek tee. Ja. So, die groot ding is jy moet 'n kompos gebruik wat baie divers is in mikrobes. Ja. So wat ons doen is ons maak verskillende hoope komposse wat ons blend. So die sak kompos wat ons vir jou gee is 'n mengsel van 20 hoope dat jy maksimale diversiteit kry in die grond. Is dit nou hierdie goed hier agter? Ja, so daai is die kompos wat ons nou die mikrobes inokulant is Ja. en dan hierdie is die voeding wat jy nou insit in die tank wat jy die goed aanteel mee. So jy 'n dag 1 kospakkie en 'n dag 2 kospakkie wat jy die goed vermeerder. So hierdie tank is nou 2.500 liter. So jy sal tipies 2 sakke kompos hier ingooi in die sif en jou voedingsstowwe as jy nou los in die tank gooi, jy weet. En dan Okay, so jy gooi jou kompos hierso en dan gooi jy die voedingsstowwe. Ek neem aan die voedingsstowwe los dan nou heeltemal op, né? Ja, soms is vaste stowwe so daar sal nog altyd fyn goedjies wees. Jy filtreer die produk afval voor jy hom gebruik. Okay. Jy weet. Maar die kompos wat die bulk van die solids is, sal nou hier binne bly. En dan het hy ook 'n beligtingsapparaat, die pyp wat jy ingaan. Okay, ek dink my beerings kry daarso deur en dan het hy basically Dit is 'n fuser daaronder. O, So okay, daai daai ding rek nou daar's 'n klomp slits in. So Ja. hy rek nou. Kan nog ook pas vir jou kan jy sien. wow, okay. Ja. Maak hom weer toe. Right weer oop, want dit is sien. Okay, sien jy maak so 'n ballon. Ja. Okay. So hy roer dan die kompos daar binne en dan trek hy die organismes af van die kompos af. Ja. En dan vermeerder jy nou die organismes hier in die tank vir 2 dae. En dis brou aerobiese organismes, dis hoekom ons lug deurlaat, jy weet deur die ding laat. Maar jy dit is nou die een opsie. Die ander opsie is jy nou nie kapitaal wil spandeer, jy kan jy net 'n ekstrak maak. Yes. En nou die ekstrak gebruik ons so 'n siffie soos die het jy die ding afhaal. So die ding is soortgelyk so daai staalsif. So jy koppel hom nou net op jou kompressor hier onder, sommer jou wielkompressor. O, okay. Dan word jy al lig deur of jy kan hom op water op koppel. So ek druk net 'n gewone kompressor daarin en dan gaan dit. Ja, of jy kan 'n waterpyp op koppel en met water om uitwas. So dan was jy die kompos uit en dan vermeerder jy nou nie die kompos, jy was Ja. net uit. So dis 'n alternatief net om 'n kompos ekstrak te maak dat jy nou net ten minste organismes in die grond kry. Maar kyk, jy praat van kapitaal uithaal, nê. Waarna kyk ek plus minus met so opset as ek hom nou as ek verstaan jy 2 tanks nodig, nê. Ja, of een. Hierdie ene kan 50 tot 75 hektaar doen. Ja. En dan kry jy kan hom in 2 bundles kry en dan het ons ook 'n 5000 liter wat net hoër is. Dit as jy 2 bundles vir hulle het, dan kan jy 300 hektaar doen. Vir daai 2 bundles. So as jy dis amper soos 'n jy sien, nou gaan ek weer terug milies toe. Nee, Ja. dis amper soos 'n silo as jy nou klaar die bakkies hyser en al die ander goed opgesit het, die res van daarvan af is amper cheap om na 5000 liter toe of jou kapasiteit te vermeerder Ja. as jy eers die basics het, dis reg. Ja. So kom ek vir jou net gewys wat die tank het ook 'n samp, nê. Nee? So wat wonderlik is as jy nou kunsmis wil oplos, kan jy alles uittap, nê, nee? En dan die tank het nou so snaakse shape sodat al die organiese materiaal afsak na die borrelpype toe. Jy weet op jou kunsmis as jy kunsmis wil oplos, sak Want dit jy af. kan
Want tegnies wat ek aan my die ding kan doen is, dis nie net my komposteer wat ek met hom kan maak nie. Ek kan ook dan nou as ek sou wou chemiese kunsmisstryds en daai goed actually oplos. Ja, so jy kan hierdie ding dubbeldoelig gebruik. Jy het nou nie 'n sif nodig as jy net kunsmis wil oplos nie, maar die sif is nou vir die komposgoede. Maar kaliumsulfaat het moeilik oplos. Dit is 'n baie lekker manier om dit op te los, jy weet. Jy kan die water ook verhit, jy weet wat dit nog makliker maak. So daai by die daai element ook is so. ja, so die ding verhit die water op 25 grade Celsius. En is dit waar jy wil wees op jou komposteer min of meer? Ja, dat die organismes baie vinnig gaan aanteel, jy weet. Jy nou regtig 'n groei kry van die organismes binne die 2 dae wat jy nou brou. Nou, basic entry level opset, maak nou nie saak wat kyk ek na omtrent vir dit. So een tankstelsel so R73.000, Ja. jy weet, ons kan Met onderhandel. sy motors en al die goeders naby. Ja, so dit kom tipies word sit jy op 'n sementblad en dan kom jy met sy brackets en staalpype en al die fittings en so aan en dit is so 'n mekaar set. Jy sit hom maar net in mekaar. Is eintlik baie maklik. En julle het dan vir my, ek neem aan is dit gewas spesifiek of wat ook al wat julle dan die kompos vir my kan voorsien, nee, waarmee ek die ekstrakt kan maak. Ja, so ons maak maar baie diverse kompos wat vir enige gewas geskik is, want jou gewas gaan in elk geval selekteer van wat hy nodig het, né? So jou plant kommunikeer met die mikrobes en hulle selekteer maar wat se funksies hulle verrig wil hê. So julle is eco soil in die regte sens van die woord. Julle kyk na die grond. Ja. So jy weet jou grond is jou basis vir alles, né? As jou grond nie gesond is, het jy baie meer insette nodig en baie meer goed wat jy moet doodslaan, jy weet, pest en pla wat jy met aandag gaan gee. So meer jy die stelsel kan kry om funksioneel te raak, né? En dis eintlik waaroor dit gaan om die funksionele stelsels te skep. Dan het jy met minder insette nodig, jy weet, dit is wat ons graag wil hê. Wat is die grootste fout wat die ouens maak wanneer hulle komposteer maak? Wel, die tipiese mentaliteit van 'n boer is hoe meer hoe beter, jy weet. So die groot ding is as jy kry 'n idee dat jy verskriklik baie lug in die tanke is, nê, maar jy kan te veel kos ingooi en dan kan jy al lyk dit baie rof en weet die ding borrel lekker. Raak die ding nog steeds anaerobies want daar's te veel kos, weet nie, mikrobes steel te vinnig aan. Ja. So jy het suurstofmeters wat jy kan toets, weet ons resepte is nou klaar uitgewerk om vir jou genoeg suurstof te gee. Maar as jy jou eie resepte wil maak, dan moet jy eintlik 'n suurstofmeter hê dat jy kan toets hoeveel suurstof jy in het. Want jy kan anaerobies ook kweek. En jy wil graag nie anaerobiese organismes kweek nie, want jy graag die grond los hê en daai struktuur los kry in die grond en jy wil diversiteit hê. So dit is maar die grootste fout wat mense maak. Sit te veel kos in, brou anaerobies, besef nie wat hulle doen nie en dan weet kry eintlik 'n negatiewe gevolg. En soos dit vir my klink ook dalk te min lig. As die ouens in sekere stelsels waar hulle nie genoeg lig deurkry nie. Ja, party ouens gebruik nou kompressortjies en sulke goed, jy weet, en daai goede is hoë druk lig, maar is eintlik min volume. Jy weet, 'n blouer gee vir jou baie volume maar laat druk, jy weet. So jy het eintlik baie volume lig nodig om die ding nou weet jy, en 'n ander groot ding is jy sal sien met hierdie botteltjies hulle is 5 mm groot omtrent, hè. Ja. As jy nou 'n PVC pyp vat en jy het boorgaatjies in, dan is jou bottels omtrent 20-30 cm groot, jy weet. So as ek nou hier afsit, ek wil dit hier toemaak, dan kan jy nou kyk. Jy het nog gaan sien nie. En daar oopmaak. So hy maak 'n baie klein botteltjie. Ja. Ek hoor jou. Ja. So jy het 'n groot oppervlakte suurstof as ek dit Ja, omdat jy klein botteltjies het. Maar as jy nou groot bottels het, is jou area eintlik maar min wat de aanraking kom in die water, jy weet. Voordat hy uitborrel en weg is. Ja. En dan net hierdie ene nê, as ek reg, hierdie is nou my soos jy sê, hierdie is nou so half jou starter pack vir die ou wat al sy tone in die water wil sit, nê. Ja, soos 300 liter, jy kan nou tipies 2 hektaar na 6 hektaar maksimum miskien met die ding doen. So dis eenvoudig is met tonnels, daai tipe van goed is hulle kos. Ja. Presies. Of jy nou proefie wil maak of so. En hy werk maar op dieselfde beginsel, nê. Dieselfde beginsel ja, is ook maar blouer wat lig. Hier binne is ook 'n sif. En 'n heatertjie is maar net so 'n aquarium heatertjie wat hier in is, 'n ligte glas heatertjie. Ja. Dit is special nie. En dan die groot ding is jy forceer maar lug hier af tot onder en dan die lug of die water kom nou op en dan gaan dit maar net so, jy het 'n sirkulasie van die water heeltyd so in 'n vortex aksie. Een van twee goed. Of ek wil nou vars begin
of ek het nou al 'n stelsel wat semi daar in die werk is, maar ek kry ook nie die ding lekker laat hy werk nie. Hoe begin ek? Hoe maak ek? Hoe kom ek met julle in kontak? Ja, so die groot ding is borrelpype. Ons kan jou help met borrelpype as jy eie stelsel wil bou. Jy weet, so soortgelyk aan daai borrelpype daar binne wat nou fyn borreltjies maak. Kan jy help met heaters en sibbe. En blowers, jy weet. So jy kan jou eie ding bou, ons kan jou daarmee help. En dan kan ons die produk verskaf wat jy nodig het as jy ons produk wil gebruik. Maar die groot ding is, jy weet, jy moet juis wegbeweeg van chemiese kunsmis af, want dit is die ding wat die grondbiologie doodmaak. En die organiese bemesting wat ons saam met die komposteer gebruik, het ons uitstekende resultate. Ons het al vrugtebode wat ons 5 jaar sonder chemiese kunsmis hardloop. En as jy dit doen, dat jy daai chemiese kunsmis wegvat, dan verbeter jy stelsel leaps and bounds binne 'n jaar, jy weet. So dis die punt waar ons wil uitkom, maar ons staar hierso, nee. Ja. So die groot boere wat nou saai en so aan, sou ek aanbeveel 5000 liter tanke is die absoluut, weet. Ja. As jy 1000 hektaar plus is 5000 liter tanke die go-to. Weet die vrugteboere 2500 in die meeste gevalle goed genoeg, tensy jy nou baie hektare het en groot een plek 'n klomp hektare het. Ja, en as jy klein is ons het 'n 1200 liter ook wat 'n platboom tank is wat nou nie so netjies is soos die stelsel nie. Maar jy weet dit is nou meer vir ouens wat 10 hektaar of 15 hektaar het, jy weet. Okay, right, so ek stel nou belang om te start en hierdie goed hoe maak ek? Wel, ons kan jou verskaf al hierdie materiale verskaf. Jy kan 'n komposteerstelsel volledig by ons koop of ons kan vir jou die hele onderdele verkoop as jy jou eie ding wil bou. Ja, en ons kom weet na jou plaas het ons het agente landwyd wat kan help. Of ons werk met e-mail en Teams meetings en kry jou aan die gang. Uitstekend. Jaco, dankie baie. Right, so as jy 'n stukkie komposteer wil broei, praat met die ouens wat werk. Julle wat weet hoe die goed werk, al 20 jaar in die game. Al die lesse geleer, weet presies hoe om die goeders te vermeerder ensovoorts. Linkie bo of hier onder, dan kan julle met hulle in kontak kom. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.